Vrydag het hierdie koerantopskrif my oog gevang. Daily Voice. Hulle skrik vir niks. My brief van so 'n paar weke terug het gegaan oor my vrees vir 'n soortgelyke situasie. Nou het dit so waar gebeur. Moet ek versigtiger wees met wat ek skryf? Gelukkig was my brief nie die oorsaak nie. Ek weet dit, want blykbaar kom hierdie ding al 15 jaar aan. Die hoofkarakter van hierdie ware verhaal se naam is Christopher. Maar nou is hy Kashif. Dit is omdat hy weens een of ander fout in die stelsel 'n ID-nommer gedeel het met iemand anders genaamd Christopher. Hulle sê mense het net een naam, maar dit is nie altyd so nie. Partykeer het twee mense net een ID-nommer. Die een Christopher verander toe sy naam na Kashif en toe word eersgenoemde Christopher ook Kashif. Na daai sin kan ons nie regtig vir binnelandse sake te kwaadlik neem nie. Die berig is in Engels, maar daar's ook 'n baie treffende deel waar Christopher in Afrikaans bestempel word as 'n gat vol ou. Nou weet almal presies hoe hy voel. Dit klink darm nou asof hulle uiteindelik vir Christopher gaan help. As ek kan raad gee, sou dit wees dat hulle net moet kyk dat die regte Kashif nou nie weer verander na Christopher toe. Ek sê maar net. Toe ek klein was het ek altyd gedink die aarde is so groot dat daar definitief 'n ander deel aan die ander kant van die aardbol moet wees wat presies doen wat ek doen. As ek my arm optel, tel hy sy arm op en so aan. As dit so gewerk het, kon hy dalk dieselfde ID-nommer as ek gehad het. Ek bedoel, as ek my ID-nommer invul, moet hy tog presies dieselfde doen. Die moeilikheid is natuurlik dat hy nie noodwendig dieselfde vorms vir hom het nie. So eintlik sou die ander deel aan die ander kant van die aardbol se lewe nie baie lekker gewees het nie. Dit maak net baie meer sin aan hierdie kant van die aardbol en selfs hier maak dit nie altyd heeltemal sin nie. Wat sou hy doen met al die Afrikaanse liedjies wat hy neergeskryf het? Verstaan sy mense enigstens Afrikaans? Hoe stem sy tyd so ooreen met myne? Sing hy in sy slaap? As die ander deel aan die ander kant van die aardbol regtig bestaan het, was hy seker 'n gat vol ou. Snaaks genoeg weet ek presies hoe hy voel.